Welkom by episode 7 van Karaoke. Ek kan nie glo ons is al hier nie. Ek is Abre van Wyk en ek is jou aanbieder van hierdie podcast. Die immigrasiereis is gevul met lewensveranderende oomblikke. Van die besluit om te trek tot die bou van 'n nuwe loopbaan. Maar soms sluit daardie oomblikke ook die moeilike persoonlike hoofstukke in, soos die einde van 'n verhouding. Maar hoe navigeer mense dit met grasie en regverdigheid in 'n nuwe land? En waar vind jy jou mense? Jou ondersteuningsnetwerk deur al die veranderinge. Ons gas vandag is uniek gekwalifiseer om oor al hierdie dinge te praat. Leilani Viljoen is 'n opgeleide prokureur wat spesialiseer in mediasie en skei sake bereddering deur haar praktyk Dignified. Sy woon al 17 jaar in Nieu-Seeland en is ook die stigter van die bekende SA Kiwi Chicks gemeenskap. Leilani, baie welkom. 17 jaar is 'n merkwaardige tyd. Laat ons terug na die begin toe. Wat het jou na Nieu-Seeland gebring en hoe het jou pad van prokureur ontvou tot 'n mediasie spesialis en 'n gemeenskapsleier? Ja, 17 jaar dis 'n lang tyd, baie het gebeur, maar dit het in 'n oogwink ook verbygegaan. In daai 17 jaar het ek my kind ge-homeschool, aangepas hier in 'n nuwe land, goed in die gemeenskap geïdentifiseer waar ek kon betrokke raak en 'n groot netwerk opgebou. As jy wil hê ek moet jou 'n bietjie vertel van SA Kiwi Chicks, wat my babatjie is, dan doen ek graag dit. Ons het dit in 2013 begin. Dis 'n organisasie sonder winsbejag. Dit het begin deurdat 3 van ons girls sommer net saam gekuier het en die behoefte geïdentifiseer het vir 'n lekker kuier in Afrikaans onder die vrouens. Ons wou vrouens bemoedig en ondersteun en hulle blaaskansie bied uit die besige immigrasiedag van 'n mamma. Om so iets te doen is dan natuurlik baie ja's en 'n slim doel nodig. Die eerste ja kom van jou gasspreker. En dan kom die hoe en nog 'n klomp ander ja's. Die meeste expats is maar arm na hulle hier aangekom het. So hoe hulle mense bekostigbare event teen 'n hoë standaard? Ons Suid-Afrikaners hou mos maar van hoë standaarde. Die antwoord is borge. En ek het die Suid-Afrikaanse besigheidseienaars in Nieu-Seeland begenadig. Want die Suid-Afrikaanse expatmark is vir hulle warm mark. En ek was verstom oor hulle gewilligheid om betrokke te raak in die gemeenskap. Nou, hoe ons dit gedoen het, is die borge gee gewoonlik 'n kontantbedrag en dan gee ons vir hulle blootstelling. Soos om op ons Facebook bladsy vir hulle dankie te sê, jy weet, om daai ding stel. Ja. Elke gas kry 'n geskenksakkie en in daai geskenksakkie plaas die borge bemarkingsitems wat bruikbare of eetbare produkte is. Daar word pryse geskenk wat ons uitloot by ons events en die borge kry verdere blootstelling by die events. So een ding het na 'n ander gelei en 12 jaar later is ons besig om ons 12de event te beplan. Goeie genade. Dis 'n merkwaardige mylpaal om na so lank nog aan te gaan met dit en dat dit nog steeds suksesvol is. Ja, ons fokus is wel op vroue, maar ons het ook al 'n paar huwelikseminare aangebied. En hierdie jaar se seminar is ook oop vir mans. Great, ja, ons gaan nou by die seminar kom. Ek wil net vir jou so 'n ysbrekertjie mee begin dat ons hierdie ding net lekker kan afskop. So Leilani, voor ons diep gesels, 'n paar vinnige vrae met vinnige antwoorde. Nou ek weet nie of jy een van die twee eet nie, maar na 17 jaar wat jy wen? 'n melktert of pavlova? Ek dink pavlova. Wow, okay, ja. Hoekom het mense mind as jy mee kan change nie, soos hulle altyd gesê het. Sê vir my, waar herlaai jy 'n batterye die beste? 'n SA Kiwi Chicks braai of 'n stil aand op die dek? 'n Stil aand op die dek. Ja, dis ook belangrik, né? En dan die immer belangrike vraag. Is jy nog steeds 'n Springbok ondersteuner of het jy swart gedraai? My bloed is groen. Dis great om te hoor. Ek is so bly.
dat daar nog mense is wat saam met my hierdie pad stap van groenheid. Leilani, kom ons beweeg aan en dan gaan ons oor na die meer dieper dinge. Die krag van gemeenskap. Ons fokus weer op SA Kiwi Chicks. So, jy het nou geraak aan die ontstaan storie van SA Kiwi Chicks. Wat is daai behoefte of gaping wat jy gesien het, wat jy wou aanspreek, wat jy dalk net weer vir ons kan uitlig? Die is uniek, jy weet, maar redelike algemene uitdagings wat ons geïdentifiseer het en wat almal maar het, is jy kom hier en jy het 'n gebrek aan hulp en goedkoop arbeid. Dit is nie 'n blessing wat in die tuin help of 'n Florence wat jou huishouding help glad verloop nie. Ja, nee, jy moet myself reg. Ouma is oupa en ouma is skielik baie ver. Dan sukkel die kinders baie keer om aan te pas. Jy weet, Engelse skool, vreemde kultuur, mense wat broodwinners was in Suid-Afrika, senior poste gehad het, kom hier en hulle moet weer onder begin. En dit alles veroorsaak baie stres binne 'n gesin. En 'n mamma besef maar al te gou hoe groot haar ondersteuningsraamwerk eintlik was. En ongelukkig maak baie huwelike dit nie. Maar, jy weet of dit nou Kalfort oor die Drakensberge, of halfpad om die wêreld, in 'n Boeing is, Suid-Afrikaanse vroue is taaf. Ons is soos water. Ons vind 'n pad bo dit, of onder dit, of om dit, of reg deur dit. Ja. En ons het besef, vrouens het nodig om te kan herlaai, jy weet, en om 'n bietjie lekker in Afrikaans te kan kuier. En elke keer wat iets moet gebeur, jy weet, die gees lei my. So elke jaar is daar ietsie anders, ietsie niks, partykeer oorseese sprekers, partykeer plaaslike sprekers, partykeer iets soos 'n huweliksseminaar. Okay. Sê gou vir my, so die groep het mos al gegroei tot 'n massiewe steunpilaar vir duisende vroue. So wat het jy deur die jare geleer oor die unieke uitdagings en oorwinnings van Suid-Afrikaanse vroue wat in die buiteland 'n lewe bou? Weet, vroue is ons is maar eenmaal primêre versorgers. Ons absorbeer alles van ons gesin. En daai las raak soms 'n bietjie swaar. Sowel Suid-Afrikaanse vrouens, die sterkste vrouens op aarde is in my opinie. Is ook nodig om 'n stam te kan hê, om te kan connect, deel te vorm. En ervul te word. Weet, 'n stam wat jou kan bemoedig en die beste in jou na vore kan bring. Nou, elke gemeenskap het nie net hulle eie taal en kultuur nie, maar ook hulle eie ongeskrewe reëls. En oor die 17 jaar wat ek in Kiwiland was, het ek 'n paar goeie Kiwi vriende gemaak op besigheidsvlak en persoonlike vlak. Maar dit is net soveel makliker om lekker in Afrikaans te kan connect. Want ons taal, ons Afrika bloed in ons are, die unieke belewennisse wat ons as expats Afrikaners saam beleef het, maak dit ons mekaar verstaan, sonder dat ons te veel hoef te verduidelik. Ja, ons is 'n unieke klomp, né? Dit is ongelooflik. Ek het nou ervaar dit vir die kort tydjie wat ons al hier is toe mense uitreik na mekaar toe en jy soek maar nog steeds jou mense en jou taal en jou kultuur, al is jy in 'n vreemde land. So, ja. Albrecht, om jou punt te bewys, het jy al probeer om lekker kuier in Engels te vertaal? Ja, dis 'n moeilike een, want daar's nie 'n woord soos lekker, behalwe nou nice. Maar dis nice nie. Daar's eintlik 'n woord vir kuier. Elke woord wat jy kry in Engels, is daar 'n ander woord in Afrikaans, maar niks kom neer op lekker kuier nie. Ja, ek en my vrou toevallig vanoggend 'n video gekyk van 'n Amerikaner wat getroud is met 'n Suid-Afrikaanse man en hoe hulle ook die taal tussen mekaar en vergelyk, en sy kan nie verstaan hoe van die woorde so sinoniem is, en ja, nee, ons taal is net absoluut wonderlik en uniek. Om terug te kom by SA Kiwi Chicks, so gemeenskappe soos hierdie is noodsaaklik vir immigrante. Hoekom dink jy is dit veral belangrik vir vroue om so 'n stam te hê?
soos ek voorheen genoem het, jy weet, ons het nodig om te herlaai. Ons is daar op soveel fasette. Jy weet, kom ons, let's face it, die wêreld kan nog maar baie chauvinisties in baie verskillende werksfasette wees. So 'n vrou moet maar 'n bietjie harder doen. Jy weet, dis baie oulik byvoorbeeld as pappa nou by die huis bly omdat die kinders siek is. Maar as mamma by die huis bly, jy weet. So daar is daai uitdagings. Daar's uitdagings by jou werk, daar's uitdagings by die huis. Ons is maar die wat geneig is om meer te dra. Jy weet, julle mans kan fokus, nê? Sien jy het vanaand 'n vergadering. Dan fokus jy op jou vergadering. Jy gaan 'n vergadering doen en almal los op pappa uit. Jy weet, al is die vergadering in die studeerkamer, hulle los jou uit. Maar as mamma vergadering toe gaan, moet sy nog seker maak al die kinders is uitgesorteer, jy weet, al die dinge is in plek, dit is reg, dat is gedoen. Ja, so ons het maar unieke behoeftes om partykeer net te kan herlaai. Unieke goed, 'n kiwi besigheidspel van my vrou my nou die dag. Hoekom sal vrouens in vandag se tyd nog wil ladies days hê? Jy weet, want hy's baie, hoe kan ek sê, hy's glad nie, jy weet, die chauvinistiese tipe nie. Hy dink almal is ons nou gelyk. Hoekom sal hulle nou alleen wil kuier? Dis ek voel, ek dink nie jy gaan regtig die goed geniet wat ons partykeer doen as ons kuier nie. Dis nou nie okay. Jy nou 'n bietjie daaraan dink te maak vir hom sin. Jy weet, en dis maar wat dit is. Ons het unieke behoeftes en ons herlaai op 'n ander manier, soos wat julle mans ook maar op 'n ander manier herlaai. Nee, dit is so. Dis hoe ons verskil en dis hoe ons geskaap is. So ja, en is die mees ja, verseker. Dit is so. Wat is die mees hartroerende oomblik van ondersteuning of samesyn wat jy al in die groep gesien het? Is daar een wat vir jou uitstaan? Sjoe, daar was baie. Maar ek dink veral in verlede jaar tydens ons kankerbewusmakingsdee. 12 gasvroue het elk 'n tafel gehou ter ondersteuning van 'n spesifieke kanker. Byna elk van die 100 vroue wat daar was op een of ander manier deur kanker geraak. Sure. 'n Goeie vriendin en haar 2 dogters het 'n tafel gehou vir leukemie-lyders, want haar man, 'n goeie vriend, was op daardie stadium besig om die leukemie-stryd te stry. Tydens die beplanning van die tee is haar man toe oorlede. Sy en haar dogters het egter besluit om nog steeds ter ere van hom hulle tafel te hou. Nou so was daar baie gaste met sulke hartroerende stories. Party van verlies, maar ook ander van groot oorwinnings. Daardie tipe gedeelde oomblikke, deur vroue wat eintlik vreemdelinge is vir mekaar, die bemoediging en die aansporing wat vroue by ons kry. Dit spoor my telkens aan, om wanneer die Heilige Gees vir my sê, dis tyd, weer 'n event te reël. Wow. Sure, ons het mekaar nodig, né? En sulke oomblikke bewys dit maar net weer. Dis ongelooflik. As ons dan nou aanbeweeg en ons kom by geloof, roeping en identiteit. Jy is 'n volgeling van Jesus Christus. Hoe beïnvloed jou geloof jou werk by Dignified, veral wanneer jy mense deur een van die moeilikste tye in hulle lewens moet help? Dignified Mediation and Divorce Settlements is die besigheid wat ek April verlede jaar begin het. Vir my was die hartseerste woorde wat Jesus gesê het toe hy op aarde was. Dis oor die sondigheid van julle harte dat ek Moses toegelaat het om skeybriewe te gee. Maar in die begin was dit nie so nie. Daarom probeer ek, wanneer ek mense op die punt gekom het, dat hulle net geen hoop meer vir 'n lewelik het nie, om hulle te help om die proses so te hanteer, dat hulle aan die einde daarvan, minstens met waardigheid, met dignity, kan wegstap. En ek neem aan, dis waarvan die naam gekom het, vir Dignified, of 'n groot gedeelte daarvan, ja. Yes. Wow. So, immigrasie kan 'n mens se identiteit en anker toets. Hoe het geloof jou persoonlik gehelp om te aard en doelgerig oor 17 jaar in 'n nuwe land te wees? Jy praat van identiteit. Nou wanneer iemand my vra wie is ek, is die antwoord maklik. Ek is 'n Christen, Afrikaner, Nieu-Seelandse burger. In daardie volgorde.
al 3 hierdie vorm my identiteit. En ek is gemaklik in my vel. Dis wie ek is. Jy praat ook van ankers. Nou my hoofanker, my sterkste anker, was nog altyd my verhouding met Jesus Christus. Maar die see raak soms rof. Jy weet, net soos daai groot skep het nie net een anker nie. So God gee ook vir ons menslike ankers. En vir my is dit my pa en my ma. My pa het altyd gesê, haal jy nou maar goed uit, dan vee jou trane af, jy gaan was jou gesig, maak jouself mooi, trek jou skouers reguit, en dan kyk jy die wêreld vierkantig in die oë. En wanneer ek nou regtig gevoel het dat ek nie meer kan nie, dit was my ma die een wat gekom het en haar arm om my skouers gesit het en my oor gefluister het. My kind, jy kan. Ek dink immigrasie se uitdagings het vir ons almal seker 'n klimaks bereik tydens COVID. 2021 was vir my, soos vir so baie ander, 'n tyd van groot verlies. Ek was met limfoombloedkanker gediagnoseer en moes chemoterapie ondergaan. Ek het vir die Here gesê, as ek hierdie beker moet drink, laat dit dan tog nie verniet wees nie. Laat ek asseblief 'n lig kan wees vir ander op hulle donker pad. En toe in die middel van my behandeling, toe sterf albei my ouers 2 weke uitmekaar aan COVID. Ag nee, genade. Die trauma wou ook nie ophou nie. En uiteindelik was dit net ek en my dogter wat alleen die pad vorentoe moes aandurf. Maar ons was nie alleen nie. Ons was deel van 'n baie besonderse ondersteunende geloofsfamilie. En deur dit alles het ek nooit die Here se hand gelos nie. Of liewer, hy het nie myne gelos nie, want partykeer was ek so swak dat ek dink hierdie greep van my hand maar bietjie effentjies was. So. Ja. Dag kan ek sien hoe alles wat gebeur het ten goeie meegewerk het om my te help om te doen wat ek vandag doen. Presies soos wat dit in die woord staan, hè. Dis ongelooflik. Ja. En jou ouers was wyse mense. Ek moet dit sê. Leilani, sien jy jou werk, beide die mediasie en die werk wat jy doen met SA Kiwi Chicks as 'n roeping, meer as net 'n beroep? Definitief. En weet jy hoe weet ek dit? Ek glo die toets is, vra jouself af, as jy vandag die lotto wen, wat gaan jy môre doen? Ek sal nog steeds mediasie wil doen. En ek gaan nog steeds SA Kiwi Chicks koördineer. Ja, dis 'n goeie dis 'n baie interessante sienswyse en dit het soveel waarde, ja. Sal jy nog steeds wil doen wat jy wil as jy finansiëel vry is, wil ek amper sê, né? Ja, ek dink dit help ons ook om regtig te bepaal maar wat is jou rede hoekom jy doen wat jy doen. Ja. Fantasties. So jy is die organiseerder van die verhoudingsseminar in Oktober in Auckland wat deur pastoor boerseun JC van Rooyen aangebied word. Vertel ons 'n bietjie meer van dit en wat kan mense hier verwag en dan ook sommer waar kan hulle kaartjies en besprekings doen? Ek is so bly jy vra dit. Ons is baie opgewonde hieroor. Nou Aubrey, wat doen meeste mense as hulle kop seer het? Drink 'n pynpil seker. Hulle drink 'n pil. Maar die pil verdoof net die simptome. En dit los nie die oorsaak van die probleem op nie. Ons blameer dikwels immigrasie, COVID of ander mense. Maar dikwels het ons self, onbewuslik of bewuslik, deure en vensters vir die vyand oopgelos. Ja. Pastoor Boerseun deel nie kopseerpille uit nie. Hy praat Afrikaans en hy praat reguit. As dit een pil en dis die gospel. Ja. Dis hy. Nou die verhoudingstoolbox seminar is nie 'n huweliksseminar nie en dis ook nie 'n immigrasieseminar nie. Okay. Pastoor Boerseun wil ons kom toerus. Ja, ek het nou iemand gehad gister wat sê ag nee, hulle is nou al so oor hierdie immigrasie goed. Maar dis nie 'n immigrasieseminar nie. En soos ek sê, nie 'n huweliksseminar nie. So of jy nou single, getroud of net in 'n verhouding is,
jy kan baat vind daarbey. Pastoor Boersien wil ons kom toerus en vir ons 'n toolbox gee om die vyand te identifiseer vir wie hy is en om ons te help om onsself en ons verhoudings te beskerm teen die aanvalle van die vyand en om hom te oorwin. Maar die belangrikste tool in pastoor Boersien se toolbox is die vermoë om Jesus se stem te kan hoor. En hy wil daai toolbox met ons kom deel. Elke gas kry gratis handleiding, 'n geskenkpakkie met toolbox treats en ons gaan heerlike Suid-Afrikaanse middagete saam geniet. Daar's ook 'n paar pryse wat gewen kan word op die dag. Dit vind alles plaas Saterdag 11 Oktober by Langby College in Auckland. Kaartjies is $20 per persoon en jy kan dit by my kry. Great. Ja, ek sien baie uit daarna. Ons gaan definitief daar wees. So ja, ons sien verskriklik uit na die tools wat ons gaan kry om in ons eie persoonlike toolbox dan nou te bære om die lewe aan te pak. Leilani, skei sake. Nou ons wil praat oor skei sake met waardigheid, 'n nuwe tipe benadering. As opgeleide prokureur, het jy die tradisionele litigasieroete geken? Wat het jou laat besluit om op mediasie te fokus en 'n benadering van waardigheid as sulks? Ja, selfs as prokureur het ek alternatiewe dispuutbesleggingsmetodes verkies wanneer dit by egskeidings gekom het. Hoewel ek mal was oor litigasie, het ek altyd gevoel dat familiesake nie bedoel is om in die hof uitbeklei te word nie. 'n Egskeiding tas reeds jou menswaardigheid aan. 'n Regsoorlog, die was van vuil wasgoed en die uitmekaar skeer van 'n familie, het vernietigende gevolg. Dit het vir die partye wat uitmekaar uitgaan, daai gevolge, maar veral vir die kinders betrokke. Ja. In die meeste gevalle moet die partye op een of ander stadium om 'n tafel gaan sit en skik. So my benadering was nog altyd om dit van dag 1 af so te doen. As mediator is ek onpartydig. Ek fasiliteer 'n proses waar ek die partye help om weg te beweeg van wat is my reg na wat is in my beste belang en veral wat is in die kinders se beste belang. Nou as ek bietjie kan verduidelik hierdie beste belang teenoor wat is my reg. Dis my reg om by my voordeur uit te loop en asem diep in te trek. Maar is dit in my beste belang om daai reg uit te oefen wanneer 'n groot dieseltrok voor my voordeur staan en idle? Nou deur aktief te luister na mekaar en kreatief saam te brainstorm, help ons mekaar om by alternatiewe oplossings te kom. Ek help die partye om 'n meer werkbare ooreenkoms op te stel. En in die proses spaar ek hulle soms duisende rande aan regsonkoste. Die ander ding is ook 'n mediasie help die partye om by hulle eie ooreenkoms uit te kom, terwyl 'n hofbevel nie noodwendig gaan wees wat jy of die ander party eintlik wou gehad het nie. Ja, nee, dit is so. Sure, dis 'n baie meer, soos die Engelsman sê, gracious benadering, ja, en ja, mense moet maar genade vir mekaar hê in sulke moeilike omstandighede. Hoe verskil hierdie proses van verhoudingsbeëindiging en die verdeling van bates in Nieu-Seeland teenoor wat ons in Suid-Afrika dalk gewoond is? En wat is die konsep van relationship property? Aubrey, ek moet eers net verduidelik dat ek nie regsadvies hier gee nie. So indien ek byvoorbeeld tydens my individuele gesprekke met partye agterkom dat hulle vra oor hul regsposisie het, raai ek hulle aan om regsadvies te kry voordat ons die gesamentlike mediasie het. Ek het reg te praktiseer in Suid-Afrika, maar ek doen dit nie hier in Nieu-Seeland nie. En Nieu-Seeland is baie streng. Jy moet spesifiek daai hoed, die akkreditasie vir daai hoed het as jy daai hoed wil opsit. Maar wat ek egter wel hier kan deel, is die inligting wat vrylik beskikbaar is op die Ministry of Justice se webwerf. Nou voordat die hof 'n egskeidingsbevel hier in Nieu-Seeland sal toestaan,
moet die party of partye wat aansoek doen vir die bevel, kan bewys dat hulle vir minstens 2 jaar separated is. Daarom is dit belangrik om so gou moontlik, so gou soos wat 'n egpaar besluit het hulle wil skei, 'n egscheidingsooreenkoms of soos hulle dit hier noem 'n separation agreement aan te gaan. Dis 'n ooreenkoms wat bepaal hoe julle gemeenskaplike goedere of relationship property, soos hulle dit hier noem, gaan verdeel, wat julle ouerskapsplan of parenting plan gaan wees en ander relevante sake, soos onder andere jou separation date. Okay. Dit is interessante verskille, né? Veral die 2 jaar reël. Dit maak dit nogal interessant, ja. Ek wonder, het jy 'n idee hoekom dit so sou wees, of wat hulle wil probeer bereik deur so 'n reël te implementeer? Weet jy of dit oorspronklik was, jy weet, om te keer dat mense te maklik skei nie. Maar ongelukkig, wat ek vind is, jy weet, nou gaan bly mense saam terwyl met iemand anders terwyl hulle nog getroud is. Jy weet, dit gebeur dikwels. Ek dink, ja, ek weet nie. In sekere gevalle kan dit dalk goed wees, maar in ander gevalle maak dit dalk bietjie meer kompleks. Ja. So, wat is die grootste fout wat paartjies maak wanneer hulle deur 'n skeiding gaan? Veral as immigrante wat dalk nie 'n groot ondersteuningsnetwerk het nie, jy weet. Om weg te draai van God af. Want jy weet, skielik vra hulle nie meer. Hulle vra nie meer hoe God sou wou hulle met hierdie situasie hanteer nie. Maar hulle fokus op hulle eie wil en hulle eie regte. Nou, God wil nommer 1 nie egskeiding hê nie. Maar wanneer daar vir ons geen ander uitkoms is nie, veral byvoorbeeld as een party nie oop is vir versoening nie, dan is die beste plek om te gaan raad vra by die voete van Jesus. En die tweede fout wat hulle ook maak, wat eintlik hand aan hand met die gaan, is hulle kruip weg. Jy moet seker maak dat jy deel is van 'n geloofsfamilie. Want hulle is jou vangnet wat jou deur die donkerste tye sal dra. Stem saam, ja, nee, jy moet kry daai village waar jy kan betrokke wees en ja, in die tye wat jy sterk is, hou jy die ander mense op en dan glo ek hulle sal natuurlik dieselfde vir jou ook doen. So, ja. Ek kan daarvan getuig. Ek kan regtig daarvan getuig. Ek was gedra toe ek nie self kon loop nie. Dis baie goed om te hoor, dis amazing. So kinders is dikwels sentraal in hierdie proses, ongelukkig. So watter raad gee jy aan ouers om die impak op hulle kinders te minimaliseer en funksionele ouerskapplanne half te skep wat werk? Barbara, ons kom nou by my spesialisgebied, want hierdie is die area waar ek die meeste werk het. Sodra ouers besluit om uitmekaar te gaan, is 'n ouerskapsplan selfs nog belangriker as hoe julle relationship property gaan verdeel. Okay. Ouers kan hierdie traumatiese proses baie meer hanteerbaar maak vir hul kinders, deur van die begin af op 'n paar basiese goed ooreen te kom. Soos byvoorbeeld, hoe gaan hulle die kinders vertel? Tot hoe mate gaan hulle die kinders se insette kry? Op vrae soos byvoorbeeld, waar wil die kinders gaan bly, by watter ouer wil hulle bly, wat gaan prakties die beste uitwerk? Ek sê insette kry, want op die ou einde bly dit maar die ouers wat die keuse moet maak. Ja. En hoe hulle ouerskapsplan gaan lyk. Met hierdie co-parenting, hoe doen ons dit nou ons uitmekaar uit is? Nou, dis waar ek inkom. Familiemediasie sentreer oor die beste belang van die kinders. Ouers kan my of privaat kontak, of hulle kan dit deur Fairway Resolution doen. Nieu-Seeland heg soveel waarde aan behoorlike ouerskapsplanne, dat hulle staatsgesubsidieerde familiemediasie bied. So sou ouers besluit om van Fairway gebruik te maak, wat hierdie subsidies bied, kan hulle nog steeds vra om my as mediator te kry. Ek wil net sê, voor mense enigiets anders doen, as daar kinders by betrokke is, en jy gaan uitmekaar, kry professionele hulp met jou ouerskapsplan. Absoluut. Mens wil die kinders, eerstens beskerm
En kry kundigheid, want daar is soveel kundigheid in ons gemeenskappe. Jy hoef nie eens ver te soek nie. So, ja. Weet jy, Aubrey, ek kan al daar net noem, né? Partykeer is ons Suid-Afrikaners trots en bang om hulp te kry. Maar die ding is net, wanneer jy in hierdie situasie is van verhouding met relationship breakdown, dan dink ons nie altyd meer, so lekker logies nie. So ek help net ouers, ek glo elke ouer weet wat is die beste vir sy kind. So ek gaan sê nie vir hulle wat om te doen nie. Ek help net die ouers om self weer net te besef en vir mekaar te sê, wat is in die beste belang van hulle kinders. Sure. Ja, jy doen goeie werk en dit is so belangrik. Ek is bly daar's iemand soos jy wat geanker is in God en die regte beginsels toepas. Ja. Ek kan nie glo ons is nou weer hier half aan die einde nie. Ons gaan nou die vliegtuig kom land. So, kom ons gaan na die afsluitingsafdeling. As jy kon teruggaan en raad gee aan die Leilani wat 17 jaar gelede in Nieu-Seeland geland het, wat sou jy vir haar sê? Sjoe, besef dat die kere wat jy nog jou ouers gaan sien, jy dalk op jou een hand kan aftel. Wow, ja. Ek dink dis 'n eye-opener vir baie van ons. En die ander ding is wat ons moet besef is dat ons emigrasie dalk die mees traumatiese ervaring in hulle lewe was. En dan moet ons ook besef dat emigrasie geweldige druk op ons gesinsverhoudinge plaas. So ek sou sê, hou gereeld gesinskoukusse, waar julle mekaar regtig hoor, en saam aan kreatiewe oplossings dink, as die status quo nie meer werk nie. Ja. Sure, dis goeie raad. So, om nou aan te las by dit, het jy dalk 3 wenke vir vroue, Suid-Afrikaanse vroue, wat vandag 'n nuwe lewe hier in die buiteland moet maak? Nommer 1 sou ek sê, beplan jou beroep noukeurig. Hoe gaan jy dit maak werk terwyl jou kinders nog klein is? En wat is jou aksieplan soos hulle groter word? En dan leef gebalanseerd. Versorg jou geestelike lewe, versorg jou liggaam en versorg jou werks- en persoonlike verhoudings. Yes, ja nee. Kyk na jouself, nee, dis maar die kort en die lank daarvan. Ja. Ongelooflik. Wat is die een ding van die lewe hier in Nieu-Seeland wat jy nou diep waardeer, wat jy dalk aan die begin as vanselfsprekend aanvaar het? Florence! Sy was nie net 'n huishoudster nie, sy was 'n vriendin en sy was 'n geweldige groot steunpilaar. Maar as ek nou moet gaan na veral nou, nie wat die meeste waardering. Wat ek voorheen as vanselfsprekend aanvaar het, is dit my gesondheid. Ja, dit is ongelooflik belangrik. En dit sluit aan by die vorige vraag wat jy sê, ja, kyk na jouself, want dit sluit jou gesondheid heel bo in die lysie wil ek amper sê in. So. Is daar iets wat mense nie van jou weet nie, soos 'n partytjie, toertjie of 'n spesiale talent miskien wat jy wegsteek? Min mense sal my kan klop met pinball. Rarig. Ek was so groot, jy weet as hulle mos wys, so groot. Toe ek my pa pinball gespeel, hoor. Okay. Op 'n masjien of op 'n rekenaarspel? Daai oudtydse masjien. Nee man, ek is 'n baba van die 70s, daai oorspronklike pinballmasjiene. Genade. Hand-oog-koördinasie. Ja, natuurlik. Maar dan is jy seker goed in ander sporte ook, of wat? Ek hou van pool speel, ek doen dit daarom ook nog. Okay. Maar ek het so 'n bietjie oud geraak om my ander sport te doen. Leilani, baie dankie. Waar kan mense die praktyk Dignified se besonderhede kry en jou vind en dalk ook meer lees oor SAQB Chicks? Okay, Dignified kry jy by www.dignified.co.nz. En my kantoor is in Silverdale hier in Auckland.
SA Kiwi Chicks sal julle op ons Facebook bladsy kry. Dis SA Kiwi Chicks aan mekaar. Maklik soos dit. Onthou asseblief van ons seminar 11 Oktober, Saterdag, by Langby College, net $20 'n kaartjie. En julle kan kaartjies deur ons Facebook bladsy kry. Yes. Sien julle almal daar. Dit gaan so lekker wees. Ek weet nie wat op die spyskaart vir ons wag nie, maar ek sien uit. Ja, ek sien uit om julle in persoon te ontmoet. Fantasties. Leilani, weer eens baie dankie. Dit was vir my 'n lekker gesprek en baie dankie dat jy dit met soveel wysheid en deernis kom deel het. Jou ervaring en jou ja, dit hoe jy jou praktyk hanteer en mense om jou in jou gemeenskap en die rol wat jy speel. Ek dink jy is vir baie mense 'n steunpilaar en hulle sal daarvan kan getuig. Dankie Aubrey, dit was heerlik om met jou te gesels en 'n voorreg om hier by Karoo Kiwi se potgooi te wees. Baie dankie man. Ja, nou maar dan sien ons mekaar by die seminar. Ek sien uit. Sien jou die 11de. Goed gaan. Bye. Bye.